Baie welkom by die 9de episode van Geldgeheime. Die potsending waar ek jou leer hoe jy slim met jou geld kan werk. Ek is Mia Kriegler, direkteur van batebestuur by Creer Internasionaal en aanbieder van Geldgeheime. Ek is hier om jou met die nodige kennis toe te rus om beter en veiliger beleggingsbesluite met jou eie en met jou huishouding se geldsake te neem. Kom luister en leer hoe jy beter finansiële besluite kan neem. Ek gaan die volgende 2 episodes gebruik om jou meer te leer oor belastingvriendelike beleggingsstrukture. Dit klink dalk ingewikkeld, maar dis eintlik eenvoudig. Die beleggingsstruktuur verwys na die verpakking of die omslag wat jy rondom jou belegging sit. Wanneer jy dus van 'n belastingvriendelike beleggingsstruktuur gebruik maak, gee hierdie struktuur vir jou belegging sekere voordele en beperkings. Binne in hierdie belastingvriendelike beleggingsstruktuur kan 'n mens steeds kies in watse bateklasse en fondse jy wil belê. In vandag se episode bespreek ek aftreefondse as belastingvriendelike beleggingsstruktuur. Aftreefondse sluit uittreeanniteite, pensioenfondse, voorsorgfondse en bewaringsfondse in. In die volgende episode gaan ek jou alles leer wat jy oor belastingvrye spaarrekeninge moet weet. Aftreefondse as belastingvriendelike beleggingsstruktuur bied vir jou die geleentheid om minder belasting te betaal en verseker dat die opbrengs op jou beleggings binne in hierdie struktuur belastingvry kan groei. Die regering wil mense aanmoedig om te spaar en om eendag na hulle self te kan omsien wanneer hulle aftree en nie meer kan werk nie. Die staat sê dus dat hy bereid is om minder belasting van jou af te neem om jou te help om meer van hierdie inkomste te kan spaar, sodat jy nie later in jou lewe van die staat afhanklik sal wees vir oorlewing nie. Jong mense wat nog ver van aftrede afstaan, is soms ongeïnteresseerd om oor aftreefondse te praat. Maar as jy van vroeg af die voordele van aftreefondse in jou beleggingsportefeulje benut, gaan jou geld langer kans kry om eksponensieel te groei en gaan jy heelwat minder belasting deur die jare betaal. So luister aandagtig al is jy jonk, sodat jy hierdie uitstekende boublok in jou finansiële plan kan benut. In hierdie 2 episodes gaan jy leer hoe jy elkeen van hierdie belastingvriendelike beleggingsstrukture in jou finansiële plan kan gebruik om jou totale beleggingsportefeulje so doeltreffend as moontlik te maak. Geldgeheime word met trots geborg deur Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Creer Internasionaal is vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Ons kry hoofsaaklik 4 tipes aftreefondse, naamlik uittreeanniteite, pensioenfondse, voorsorgfondse en bewaringsfondse. 'n Uittreeanniteit is basies 'n persoonlike pensioenfonds. Jy sal 'n bydrae tot 'n uittreeanniteit maak indien jy nie aan 'n pensioenfonds by jou werk behoort nie, of indien jou bydrae by jou werk se pensioenfonds minder is as waarop jy belastingvoordeel kan kry. Dis nie nodig dat jy maandeliks tot 'n uittreeanniteit bydra nie. Jy kan lompsom bedrae in jou uittreeanniteit inbetaal. Dit is byvoorbeeld handig wanneer jy aan die einde van die belastingjaar bereken hoeveel belastingvoordeel jy nog kan kry deur 'n aftreefonds bydra en dan slegs daardie bedrag by jou uittreeanniteit inbetaal. Jy het gewoonlik 'n baie wye keuse van onderliggende beleggingsfondse waarin jy jou bydraes kan belê. Wanneer jy enige tyd na die ouderdom van 55 uit jou uittreeanniteit aftree, neem jy 'n lewende of 'n lewensanniteit uit en begin jy 'n inkomste daaruit trek. 'n Werkgewerspensioenfonds of voorsorgfonds word sedert 2021 dieselfde hanteer. Indien jy lid van 'n voorsorgfonds voor 2021 was, sal van die voorwaardes op jou bydraes voor daardie tyd moontlik verskil van die voorwaardes wat na 2021 soos die van 'n pensioenfonds werk. Deesdae kry ons eintlik net vaste bydra-pensioenfondse en nie meer regtig vaste voordele pensioenfondse nie. Jy en jou werkgewer maak gewoonlik bydraes na jou pensioenfonds toe. Jy het gewoonlik 'n keuse van die onderliggende belegging waarin jy jou bydraes wil belê. Teen aftrede tree jy of in die werkgewer se pensioenfonds af indien dit 'n opsie is en indien jy dit wil kies, of jy kry die geleentheid om 'n lewens- of lewende anniteit uit te neem en dan begin jy 'n inkomste daaruit trek. Indien jy bedank of van werk verander, skuif jy jou opgeboude balans uit jou voormalige werknemer se pensioenfonds uit na 'n bewaringsfonds toe.
Dit word met 'n artikel 14 oordrag gedoen en kan soms lank neem. Byt maar net vas en vermy dit om enige gedeelte van jou aftreegeld op hierdie stadium in kontant te neem. Onttrekkings kos jou duur aan belasting en sit jou jare terug op jou aftreebeplanning en saamgestelde groei. 'n Bewaringsfonds bewaar dus jou aftreegeld wat jy tot op daardie punt opgebou het en bied dieselfde belastingvrye groeigeleenthede as ander aftreefondse. Jy kan egter nie nuwe bydraes tot 'n bewaringsfonds maak nie en moet by 'n nuwe werkgewer se pensioenfonds aansluit of met 'n uitreë-anniteit begin. Wanneer jy by aftrede kom, kan jy jou bewaringsfonds met jou ander aftreefondse konsolideer in 'n lewende of in 'n lewensanniteit in. So, hoe betaal jy minder belasting deur van 'n aftreefonds gebruik te maak? In die eerste plek kan jy jaarliks tot 27,5% van jou belasbare inkomste, beperk tot R350.000 tot 'n aftreefonds bydra. Indien jy byvoorbeeld in die 40% inkomstebelastingkerf val en jy dra R1.000 tot jou aftreefonds by, kan jy R400 terugeis op jou belastingopgawe. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld om dit vir jou beter te verduidelik. As jy R1 miljoen in 'n jaar verdien, kan jy dus 27,5% daarvan, wat gelykstaande is aan R275.000, in jou aftreefonds belê en min of meer R85.000 op jou belastingopgawe terugeis. Dit beteken met ander woorde dat jy nou R85.000 minder belasting betaal as wat jy sou indien jy nie die maksimum tot jou aftreefonds bygedra het nie. Bo en behalwe dat jy minder belasting betaal deur tot jou aftreefonds by te dra, word die opbrengs binne in jou aftreefonds ook nie belas nie. Die tweede belastingvoordeel van 'n aftreefonds is dus dat daar nie dividendbelasting of kapitaalwinsbelasting of inkomstebelasting op die opbrengs van jou belegging binne in jou aftreefonds gehef word nie. Die voordeel hiervan oor tyd is enorm. Jy kry met ander woorde eintlik elke jaar 'n hoër opbrengskoers op jou beleggings, net omdat dit in hierdie belastingvriendelike beleggingsstruktuur geplaas is. Alhoewel jy eendag inkomstebelasting gaan betaal op die onttrekkings wat jy uit jou aftreefonds maak, is jou marginale belastingkoers na aftrede ook gewoonlik heelwat laer as wat dit tydens jou loopbaan is. Dit is dus 'n verdere belastingvoordeel. Na aftrede bly jou kapitaal en die opbrengs op jou beleggings in die aftreefonds steeds belastingvry groei. Nog 'n baie groot voordeel van 'n aftreefonds is dat dit buite jou boedel val wanneer jy sterf. Jy kan dus gerus wees dat jou aangewese begunstigdes na jou afsterwe nie boedelbelasting of eksekuteursfooie sal betaal op die geld wat hulle uit jou aftreefonds ontvang nie. Dit kan 'n baie groot besparing wees, aangesien boedelbelasting tot so hoog as 25% vir groot boedels kan wees en die eksekuteursfooie tot 3,5% plus BTW kan beloop. Die feit dat jou aftreefonds buite jou boedel val, help ook om te verseker dat daar nie enige vertragings hoef te wees met die uitbetaling van die geld aan jou begunstigdes nie, terwyl die afhandeling van jou boedel soms baie lank kan neem. Jou krediteure kan ook nie aanspraak op jou aftreefonds as 'n bate maak nie. Indien jy op 'n stadium finansiëel in die moeilikheid sou beland en jou krediteure beslag op jou bates lê, word jou pensioenfonds nie as deel van jou bates geag waarop hulle aanspraak kan maak nie. Dit is dus 'n verdere manier om jou spaargeld te beskerm, selfs in so 'n slegte situasie. Kom ons kyk nou na die voorskrifte op beleggings in 'n aftreefonds. Alhoewel regulasie 28 van die Pensioenfondswet in Suid-Afrika beperkings op die batetoedeling in aftreefondse plaas, is die doel hiervan om die belegger te beskerm deur goeie diversifikasie aan te moedig en om risiko te beperk. Alle beleggings wat in 'n aftreefonds gemaak word, moet aan regulasie 28 voldoen. Regulasie 28 sê dat jy nie meer as 45% van jou beleggings in jou aftreefonds in die buiteland mag belê nie. Jy mag ook net tot 75% van die bates in aandele belê. Nou vir enige langtermynbelegging, en as ek hier van langtermyn praat, verwys ek na beleggingshorisonne van 10 jaar en langer, wil ons eintlik soveel as moontlik blootstelling aan buitelandse groeibates soos internasionale aandele hou, omdat dit vir ons die beste langtermyn opbrengs lewer.
Maar selfs al word jou buitelandse blootstelling en jou blootstelling aan aandele in jou aftreefonds beperk, maak die opbrengs wat belastingvry kan groei tot 'n baie groot mate op vir hierdie beperkings. Moenie deur hierdie perke afgeskrik word nie. Jy kan byvoorbeeld die buitelandse blootstelling in jou aftreefonds indirek groter as 45% maak deur aandele in internasionale maatskappye op die JSE te koop. As jy byvoorbeeld aandele in maatskappye soos Richemont, Prosus en Anglo American, wat almal op die plaaslike beurs genoteer is, koop, kry jy eintlik verdere buitelandse blootstelling omdat hierdie maatskappye die meeste van hulle inkomste buite Suid-Afrika verdien. Nog 'n hele paar voorskrifte in regulasie 28 en dit is belangrik dat jy saam met jou kundige welvaartbestuurder seker maak dat jou beleggings in jou aftreefonds hieraan voldoen en dat jy binne die perke van die wet bly. Een van die eienskappe van aftreefondse is dat jy eers met aftrede, dis op die vroegste op ouderdom 55 en in sekere gevalle eers op 65, toegang tot jou geld kan kry. Ongelukkig kon mense tot September verlede jaar 2024 al die geld uit hul pensioenfondse onttrek wanneer hulle bedank het. Dit het nie net beteken dat hulle tot die helfte daarvan aan belasting verloor het nie, maar ook dat hulle van vooraf moes begin om te spaar vir aftrede en dis die voordeel van tyd en saamgestelde groei op hulle beleggings verloor het. In September 2024 het die regering die 3-pot aftreestelsel ingestel. In 'n baie kort en oorvereenvoudigde verduideliking, gee hierdie stelsel vir jou voor aftrede toegang tot 1/3 van jou bydraes, sonder dat jy jou werk hoef te bedank. En dit gee jou eers met aftrede, op die vroegste op die ouderdom van 55, toegang tot die ander 2/3. Enige onttrekkings uit jou aftreefonds voor die aftrede word swaar belas en kom gewoonlik saam met hoë onttrekkingskostes. Bly dus weg van hierdie soort onttrekkings af en gebruik die voordele van jou aftreefonds om slegs vir aftrede te spaar. Volgens die nasionale tesourie kan slegs 6% van Suid-Afrikaners gemaklik aftree. Die ander 94% van Suid-Afrikaners spaar net eenvoudig nie genoeg nie of begin te laat te spaar. Hierdie oorgroot meerderheid kan dus nie bekostig om af te tree nie en sal moet aanhou werk tot op 'n baie ou ouderdom of totdat hulle die dag doodgaan. Jy het beheer oor jou leefstyl, jou uitgawes en oor hoeveel jy spaar. Maak seker dat jy genoeg spaar, sodat jy eendag kan bekostig om af te tree wanneer jy nie meer in staat is om te kan werk nie. Dit is duidelik dat aftreefondse noodsaaklike belastingvriendelike beleggingsstrukture is wat in elke finansiële plan en portefeulje tuis hoort. Dit help jou nie net om gedurende jou leeftyd minder belasting te betaal nie, maar verminder ook jou boedelbelasting vir jou nasate. Aftreefondse is deesdae baie kostedoeltreffend en buigsaam in die sin dat jy jou uitreë-anniteit en bewaringsfonds van platform of van verskaffer kan skuif indien jy nie tevrede is nie. Jy kan gewoonlik ook redelik maklik die onderliggende beleggings en batetoedeling in jou aftreefondse verander, sonder om kostes of kapitaalwinsbelasting te betaal. Indien jy nog nie tot 'n pensioenfonds of 'n uitreë-anniteit bydra nie, is dit nou die tyd om 'n kundige welvaartbestuurder te kontak om jou hiermee te help. Maak seker dat jy elke jaar van die volle belastingaftrekbare voordeel gebruik maak. Hou by kostedoeltreffende en buigsame aftreefondse en bly eerder weg van duurder en nie deursigtige polisgekoppelde produkte. Hoe vroeër jy begin spaar vir aftrede, hoe minder belasting gaan jy betaal en hoe langer het jou geld tyd om eksponensieel sonder die las van belasting te groei. Klein bedrae oor baie jare kan tot 'n astronomiese aftreebelegging lei. Dit bring ons by die einde van die 9de episode. As jy hierdie inligting waardevol gevind het, deel dit gerus met jou familie en vriende, sodat hulle ook meer oor die voordele van aftreefondse kan leer. Teken in op Geldgeheime op YouTube of op jou gunsteling potsending platform, sodat jy nie die volgende episodes misloop nie. Geldgeheime word met trots geborg deur Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur.